Elsbie, hoe lank is jy? Ek is nou so 8 jaar by Jacobseput en hoe ek hier beland het is nie deur 'n kennisgewing van die kerk wat gesê het jy het vrywilligers nodig. En dit het met my gepraat en toe het ek besluit ek gaan kom proe dit. En ek het dit verskriklik geniet. Aanvanklik het ek nie regtig geweet wat my plek sal wees nie, maar op 'n oomblik het ek toe die gasvrou geraak. En dit was vir my baie lekker om die interaksie met die mense te hê. En ook gevoel dat ek die hande en die voete van Jesus kan wees om mense wat in soveel stres en ongemak en vrees is om hulle hartlik en welkom te laat voel, warm te laat voel, gekoester te laat voel, om te voel dat hulle kan ontspan in die oggend saam met ons geniet. Wat presies doen jy? Ja, ek ontvang die mense as hulle aankom en weet hulle hartlik welkom en gee vir hulle registrasievorms om te voltooi en maak hulle laat hulle tuis voel en gee vir hulle liefde en 'n drukkie. Ja, so 'n drukkie. So dit vir my ook baie beteken. Dis 'n mens, ek het gevoel na die tyd ek gaan so vervul terug omdat ek gegee het wat ek gevoel ek kan gee. En ek het 'n baie groot empatie met mense. Ek voel dit is waar ek miskien my gawe kan gebruik. Dit is baie wonderlik om vir Elsbie te hê om my te help. As ons in die oggende daar kom en al die mense sonder werk, dan is hulle alleen en hulle gaan sit daar eenkant in 'n hoekie. Maar Elsbie straal warmte uit en sy verkondig net die gerusstelling wat hulle op die oomblik nodig het. En die oomblik as hy met hulle gesels en so aan, dan maak hulle 'n bietjie oop en hulle voel dadelik welkom. Jy het nou vir 8 jaar al gesien wat gebeur daar op 'n oggend. Ja. Wat sien jy? Wat gebeur met die mense? Wat help? Wat maak 'n verskil? Wel, ek dink die feit dat hulle tussen mense kom wat dieselfde probleem het as hulle, want daar was bitter min oggende wat daar regtig niemand by Jacobseput aangekom het. Ek dink mens kan dit op ons een hand tel. Daar's gedurig nuwe mense en ek het gevind as die mense daar aankom en hulle beland tussen mense wat ook werkloos of tussen werk is. Onmiddellik ontspan hulle en hulle besef, en as hulle na mekaar se verhale begin luister, dan besef hulle is dalk nie die ene met die grootste probleem nie, daar's ander mense wat baie groter probleme het as hulle. En ek het ook gesien dat dit vir hulle soos 'n gemeenskapie is wat saam in die diep water is. En meeste van die kere kom hulle weer elke donderdag op 'n vergadering. En hulle begin dit geniet, want as gevolg van die klein teaching wat jy het en ook die manier wat jy hulle laat saamgesels, laat hulle so ontspan en dit is vir my lekker om dit te sien dat hulle eintlik 'n omgewing is waar hulle lekker kan ontspan en net 'n bietjie vergeet van hulle probleme. En het jy al mense sien opstaan? Ek meen, is daar suksesverhale? Ja, ek dink Ina sal die statistieke hê. Ek dink daar's baie suksesverhale. Die maatskappye met wie ons saamwerk, ja, die agentskappe. Daar het al soveel mense werk gekry en daar is baie suksesverhale. Absoluut. En ouens wat begin sterk word en ouens wat begin en selfvertroue opbou, want gewoonlik is die mense wat inkom se selfvertroue so laag en as hulle hoor van ander suksesverhale, dan beteken dit vir hulle ook baie, dit skep hoop en geloof en vir die toekoms, dat hulle weer 'n droom kan hê vir die toekoms.